Goeiemôre. Ek hoop dit gaan vanmôre met jou goed. Dis baie koud op hierdie Dinsdagmôre. So ek hoop jy gaan warm wees en jy gaan warm bly en jy gaan ook veilig wees op hierdie Dinsdagmôre. Vanoggend vroeg toe ek ry, kom ek by die stopstraat en toe ek links kyk, toe's daar 'n paar manne, boemelaars, haweloses, wat rondom 'n boks staan wat aan die brand gesteek is. En hulle is besig om so 'n bietjie hitte te soek uit hierdie boks. En hulle is besig om takkies en papiere bymekaar te maak, ou koerante, want hulle wil hierdie boks se vuur groter maak om bietjie hitte te kry. Ek sien dat die een van hulle 'n ou kombers wat vuil en gehawend is en hy's besig om hierdie kombers oor hom te vou. Toe ek verder ry, sien ek hoe twee van hierdie manne langs die pad lê op 'n boks, koerante oor hulle, en hulle probeer met 'n plastieksak 'n skuiling maak sodat die wind hulle nie deur die nag sou gevang het nie. En vir 'n oomblik dink ek dat baie keer dan klim ek uit my bakkie uit, dan dink ek, sal dit nie lekker wees om 'n nuwe mooi bakkie te hê nie. Partykeer wonder ek, sal dit nie lekker wees om baie grand klere en skoene te hê nie, en mooi juweliersware te hê nie, of 'n beter kar of beter klere. Maar vanmôre wil ek vir jou ietsie lees. Filippense 4 vanaf vers 11. Paulus is aan die woord. Hy sê: "Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met my omstandigheid waarin ek is." Vergenoegd. Dit praat daarvan dat ek tevrede is met dit wat ek het. Ek begeer nie. Ek wens nie dat ek iets anders te het nie. Ek wens nie dat ek iets beter het nie. Ek het vergenoegd geraak. Dis seker een van die wenresepte van die lewe om gelukkig te wees, om tevrede te wees met dit wat jy het. En wil jy nie vandag, as jy bietjie rondry op hierdie koue dag, so bietjie rondkyk, dan kyk jy bietjie, terwyl jy dalk in jou ou kar ry, is daar mense wat buite moet loop. En terwyl jy dalk in jou huis vanaand of môreoggend gaan sit en dit is knoesig en is warm, en jy moan dalk omdat dit in die verkeerde straat of in die verkeerde buurt is, dink daaraan dat daar onder die brug mense slaap wat nie 'n huis het nie. Of miskien wil jy so 'n bietjie moan oor die klere wat jy het of die werk wat jy het. Maar dink daaraan dat daar mense is wat dit nie het nie, wat dalk nie meer as een stel baadjies in die kas het nie, wat nie eens 'n werk het nie, en dalk nie eens kouse en skoene het om vanmôre aan te trek nie. En dan sê ek: Here, vergewe my, en Here, dankie vir dit wat ek het. Leer my om vergenoegd te wees, sodat ek in myself gelukkig kan wees. Here, vanmôre is dit koud daar buite, maar my hart is warm, want ek het vergenoegd geraak met dit wat ek het. Leer ons, lei ons, sodat ons nie sal begeer nie meer sal wil hê as dit waarmee U ons toevertrou het nie. Amen.